Môre, dit is donderdagoggend, dit is die 19de Februarie en ons is besig met Psalm 73 en ons tema is, as jy val, staan jy op. In Psalm 73 skryf Asaf, God is vir Israel baie goed vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel, ek het byna koers verloor. Maar as jy die moeite doen en jy lees Psalm 73 deur, dan sal jy ook opmerk dat Asaf verder skryf en hy sê, daarom in vers 16, daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan en was dit vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. En as jy die laaste vers lees, maar wat my aangaan, is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here, my God, gekies as my toevlug. Ek sal van al u werke bly vertel. En dis die vraag waarmee ons onsself nou besig hou. Hoe kom jy daar? Hoe staan jy weer op uit 'n gat van depressie, ongeloof en twyfel? Nou, ek gaan vir jou 3 goed gee. Ek dink weet nie hoe ver gaan ons vanoggend kom nie, maar ons eerste een sê ons vir mekaar, as jy val, moet jy opstaan, né? Psalm 23 sê dit so mooi, nie net heel word nie, maar my siel verkook, né? Nou Spreuke 4 gee vir ons 'n Bybelse antwoord. Spreuke 4 vers 25, 26, 27, hou jou oë op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit, baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie, weerhou jou van die verkeerde koers. Nou, julle ken mos nou die atletiek met die klein kindertjies, né? Wie is die een wat oor sy eie voete val? Daai een wat omkyk om te kyk hoe ver is die ander. En dan val jy oor jou eie voete. Dis wat met Asaf gebeur het. Hy het sy fokus op die Here verloor. Hy het begin kyk na sy goddelose vriende en die mense op die dorp, en die mense wat so korrupsie pleeg en foute maak en sondes maak en totaal ligsinnig en wat ook al leef. Hy het hulle begin dophou en dan val jy. Die oudste broer in die verlore seun gelykenis in Lukas 15 kry ons dieselfde. Hy het sy fokus verloor op sy pa. Waarmee is sy pa besig? Nee, hy kyk na sy broer, die kom soos 'n kat weer daar van die varkhokke af, want hy het nou al sy geld uitgemors op die prostituie en die drinkebroers, en nou kom soek hy weer ander geld, en hy verloor het. Hy's kwaad, want hy kan dit nie aanvaar nie. Hy het fokus verloor oor waaroor gaan dit op die plaas, waaroor gaan dit in sy pa se lewe. En daarom is dit die eerste pad wat ons moet loop. Hebreërs 12 sê, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Is daai goed wat ons laat fokus verloor, né? En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gefestig op die wenpaal, op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. En dis die pad wat ons moet loop, nie links of regs afwyk nie. Ons moet nie fokus verloor nie, want die oomblik, as ons oë gerig is op wie sit in die kerk en wat maak daai ene, en hoe lyk die musiek, en hoe lyk die dominee se lewe, en daai soort van goeders, of ons gaan kyk na die mense wat by die werk is, daai een maak so en daai een maak so, of hoeveel het die een geërf, hoeveel het daai een geërf, en hoeveel kry, die een kry 10 talente, ek het net 5 gekry, Boete het net 1 gekry, as ons kwaad, ons het fokus verloor, want die Here weet wat hy doen, hy ken sy customers, soos ek het sê, hy weet vir wie moet hy 10 gee, vir wie 5, vir wie 1, want hy ken ons binnegoed, ken ons hart en ons gesindheid en hy weet waartoe ons in staat is. Wie maak die geld?
En wie steek dit weg, né? Here, ons kom bid. Ons kan so maklik fokus verloor in alles, in ons huwelik, in ons lewe, in ons besigheid, op ons plaas. Help ons deur U Heilige Gees om weer gefokus te wees op U, ons oog gefestig op Jesus, U Here, ons Verlosser. Amen. Mag jy 'n mooi donderdag